Welkom terug. Vandag neem ons jou saam na 'n spesifieke hoekie van Tokio, die Nagasaki-distrik in Toshima-wijk. Nou ja, die naam alleen laat mens dadelik wonder, né? Ja, definitief. Is dit dieselfde Nagasaki as die bekende stad? Presies, het dit enige verbintenis? Dis 'n goeie vraag en die materiaal wat jy gestuur het spring sommer dadelik weg daarmee. Die kort antwoord is nee, glad nie. O, regtig? Ja, dis heeltemal apart. Die oorsprong hier in Tokio is wel heel anders. Alhoewel, een van die bronne noem wel dat die plaaslike stasie Higashi Nagasaki, dit beteken Oos-Nagasaki, dat daai naam doelbewus gekies is. Hoekom? Juis om verwarring te voorkom met die stasie in Kyushu. So, dis amper soos 'n knipoog, jy weet, Tokio se Nagasaki. Dit is 'n bloeitydperk as 'n soort broeikas vir kunstenaars en later manga-legendes. En dan natuurlik die versteekte juwele wat jy vandag daar kan ontdek. Dit klink na 'n area met baie geskiedenis. Beslis. So, waar begin ons met die naam? Goed, die naam. Kyk, die wortels lê nogal diep. Die mees aanvaarde idee, as jy kyk na die navorsing, vat ons terug na die Kamakura-tydperk. O, dis lank terug, 12de tot 14de eeu daai tyd. Presies, ja. Die era van die samurai en shoguns. Dit lyk of die area vernoem is na die Nagasaki-clan. Hulle was belangrike leenmanne, jy weet, vir die Hojo-clan. Die Hojo-clan? Die ouens wat toe eintlik die mag gehad het. Daai is hulle, ja. Hulle het effektief Japan regeer in daai tyd. So 'n naam gekoppel aan die maghebbers. Dis interessant. Ja, en wat dit nog meer fascinerend maak, is dat die materiaal suggereer dat beide hierdie Nagasaki-clan hier in Tokio en die een wat met Nagasaki en Kyushu geassosieer word, Ja. dat hulle albei blykbaar historieverbande met die Taira-clan gehad het. Sjoe, dis nogal 'n interessante draad nee. Al is die plekke so ver uit mekaar. Presies. En is daar ander teorieë oor hoekom dat Nagasaki genoem word? Ja, wel, daar's 'n alternatiewe idee. Meer gefokus op die geografie, die landskap van daai tyd. Hoe so? Die naam Nagasaki kan letterlik vertaal word as Lang Kaap. So, die teorie is dat dit dank verwys na hoe die area gelyk het. Miskien 'n landtong wat uitgesteek het? So of diep familiebande of die vorm van die land self. Interessant. En hoe het die area ontwikkel? Dit was seker nie altyd die woonbuurt wat ons vandag sien nie. Nee, glad nie. Die inligting beskryf dit oorspronklik as Nagasaki Mura. 'n Mura is meer soos 'n dorpie, 'n plattelandse nedersetting. Plaasgrond en so. Ja, hoofsaaklik plaasgrond en daar is blykbaar min geskrewe rekords uit daai vroeë tyd. Die groot verandering het eers in die Showa-era gekom. Dis die era wat in 1926 begin het, né? Voor die oorlog, deur die oorlog en dan die heropbou. Korrek. Dis toe dat dit regtig begin verander het na 'n woongebied? So dis toe dit meer soos 'n dorp gaan lyk het. Ja. In 1926 het dit Nagasaki Machi geword. 'n Machi is meer soos 'n town. En toe 'n belangrike oomblik in 1932. Wat het toe gebeur? Hierdie Nagasaki Machi is saamgevoeg met 3 ander dorpies en saam met hulle die huidige Toshima-wijk gevorm. So hierdie ou plaasgemeenskap het toe 'n integrale deel geword van die groter wijk. Dis nogal 'n groot verwondering, van plaasgrond na deel van 'n groot stadsbeurt. En dan, van daardie landelike begin, kry die area hierdie heel ander karakter. Kunstenaars begin instroom. Die bronne praat van Ikebukuro Montparnasse. Dis 'n baie evokatiewe naam. Ja, nee, dit vang die gevoel goed vas. Wat het daai transformasie veroorsaak? Hoekom juist daar? Wel, dit lyk na 'n kombinasie van dinge wat dit veral in die 1930s en dan weer na die oorlog 'n magneet gemaak het vir jong kunstenaars, veral die wat gesukkel het. En die redes? Wat regtig uitstaan in die materiaal is 2 dinge. Eerstens, die huur. Dit was aansienlik goedkoper as in ander dele van Tokio. Geld, altyd belangrik vir sukkelende kunstenaars. Presies. En tweedens, die ligging was strategies. Dis gereeld naby die groot kunstskole in Ueno. So vir 'n student of jong kunstenaar met min geld, was dit die perfekte kombinasie, sien. Bekostigbaarheid en toeganklikheid. Maak sin. En dit het gelei tot hierdie atelier villages waarvan die bronne praat. Ek is nogal nuuskierig daaroor. Ja, die ateliermoere. Kyk, dit was nie net gewone huise nie. Dit was spesiaal ontwerpte kompleksies, amper klein gemeenskappies, regtig gebou met die kunstenaar se behoeftes in gedagte. Regtig. En die bronne noem name ook.
Ja, daar was Suzume Gioka wat mossieheuwel beteken. En dan hierdie amper grootse naam, Sakura Gaoka Parthenon, kersiebloesem heuwel Parthenon. Parthenon. Hoe was hierdie ateljeedorpe dan ingerig? Wat het hulle so spesiaal gemaak? Die ontwerp was baie spesifiek. Tipies, volgens die beskrywings, het elke eenheid 'n relatief groot ateljeeruimte gehad. Omtrent 15 jo. Wat is dit nou weer? So 25 vierkante meter. Dis 'n ordentlike grootte vir ateljee. Ja, en hierdie ateljee's het dikwels 'n reuse venster gehad. Blykbaar doelbewus ontwerp sodat groot kunswerke maklik uitgekry kon word. En, krities belangrik, 'n dakvenster. Hoekom die dakvenster? Dit moes noord wys vir daai konstante indirekte lig. Dis noodsaaklik vir skilderwerk, jy weet. Alles ontwerp rondom die kuns. En die leefarea, was dit ook so ruim? Nee. Dis waar die kontras lê. Die leefarea was piepklein, dikwels net 3 of 4.5 taat. Dis maar 5 tot 7.5 vierkante meter. Regtig? Dis ongelooflik klein. Ja, dit wys jou die prioriteite, né? Hulle het letterlik vir hulle kuns geleef. Die blyplek was amper 'n nagedagte. Dis ongelooflike toewyding. En die naam Ikebukuro Montparnasse. Waar kom dit vandaan? Die digter Oguma Hideo kry glo die eer daarvoor. Hy het die energie gevoel, jy weet, die atmosfeer van hierdie jong, arm kunstenaars wat hier saamkom en werk. En hy het dit vergelyk met Parys? Presies, met die beroemde kunstenaarskwartier Montparnasse in Parys. En die naam het vasgesteek. Dit vang daai spesifieke era perfek vas. Jy kan jou die gesprekke en debatte oor kuns in die plaaslike eetplekke voorstel. Wie was van die bekendes wat deel was van hierdie toneel? Wel, die bronne lys nogal 'n paar. Een baie prominente naam is Kumagai Morikazu. Hy was 'n hoogs gerespekteerde skilder en hy het 'n verstommende 45 jaar in die area gewoon. 45 jaar. Sjoe. Ja, sy huis is vandag selfs die Kumagai Morikazu Museum. So sy verbintenis met die plek leef baie sterk voort. Dit wys 'n diep band met die omgewing. En nog name? Ook die egpaar Maruki Iri en Maruki Toshi. Hulle het bekend geword vir hulle ongelooflik kragtige, aangrypende reeks kunswerke, die Hiroshima-panele. O ja, ek ken daai werke. Oor die atoombom. Dis reg. Hulle het glo in die Sakuraga Parthenon gewoon. Dit wys jou net die tipe ernstige, toegewyde kunstenaars wat hier gewerk het. En daai gees, dit leef op 'n manier voort. Daar word melding gemaak van 'n jaarlikse Ikebukuro Montparnasse Kaiju Art Museum geleentheid. So die kunserfenis word steeds gevier. Dit lyk so, ja. Hulle vier kuns reg deur die area met daai geleentheid. Dis fascinerend hoe daai fokus op visuele kuns, op skilders, toe later plek gemaak het vir 'n ander, ewe invloedryke vorm, manga. En dit bring ons by 'n naam wat wel legendaries is vir enige manga-aanhanger, Tokiwa-so. Absoluut. Tokiwa-so. As jy kyk na die materiaal, was dit eintlik 'n baie eenvoudige gebou, 'n 2-verdiepings houtwoonstelblok. Niks fancy nie. Maar dit het iets spesiaals geword. Ja, in die 1950s en 60s het dit die tuiste geword van 'n byna ongelooflike groep jong talent. Manga kunstenaars wat later absolute reuse in die bedryf sou word. Die name wat genoem word is net dis verstommend. Inderdaad, jy praat van mense soos Tezuka Osamu, Die god van manga. Astro Boy, Presies. Dan die duo Fujiko F. Fujio en Fujiko A. Fujio. Doraemon, Jep. Ishinomori Shutaro, hy het Cyborg 009 en Kamen Rider gedoen. En Akatsuka Fujio, die ou agter Osomatsu-kun. Hulle het almal daar gebly en gewerk. in hulle vroeë jare, toe hulle nog gesukkel het. Presies. Dikwels onder groot druk, min geld, 'n ware wies-wie van die manga goue jare, almal onder een dak. Dit moes meer as net 'n woonplek gewees het, né? Die atmosfeer. Beslis, die beskrywing skets dit as 'n intense kreatiewe broeikas. Hulle was bure, kollegas, mededingers. Hulle het idees uitgeruil, mekaar gehelp om sperte te haal. Ink en papier geleen. Ja, sulke goed. En mekaar ondersteun deur die uitdagings.
Daai goed gedwonge nabyheid en daai basiese omstandighede het onbedoeld hierdie kragtige kreatiewe omgewing geskep. Dit het regtig die toekoms van manga help vorm. Kan jy vandag nog iets van hierdie ikoniese plek sien, die oorspronklike gebou? Die oorspronklike houtgebou is ongelukkig weg. Dis in 1982 geslop. Daai tipe geboue hou nie vir ewig nie, jy weet. Maar, en dis groot nuus vir aanhangers. Ja. Die Tokiwa-so Manga Museum is redelik onlangs, ek dink in 2020, naby die oorspronklike perseel opgerig. 'n Museum net ter herinnering. Of is dit meer? Dis soveel meer. Dis 'n noukeurige, getroue replika van die oorspronklike Tokiwa-so gebou, buite en binne. Regtig. Hulle het dit heeltemal nagebou. Ja, die materiaal beklemtoon hoe getrou dit is. En binne kan jy selfs herskeppings sien van die kunstenaar se klein kamertjies. Hulle was beknop hoor. Goed, binne. Ja, kompleet met replika's van die tipe penne, inkbottels, papier wat hulle destyds sou gebruik het. Dis 'n ware tydkapsule. Dit vat jou regtig terug na daai era. Dis fantasties, veral vir iemand wat in manga belangstel. En is daar ander spore van hierdie manga-erfenis in die buurt? Ja, daar's een besonder unieke ding wat die bronne uitlig. By die nabergeleë Kongo in Tempel. Dis naby Shinamachi-stasie. Ja, Daar staan 'n manga jizo. 'n Jizo is mos 'n tradisionele boeddhistiese beskermheilige beeldjie, né? Dikwels vir kinders of reisigers. ja, ek het al gesien. Wel, hierdie een hou nie die gewone staf vas nie. Hy hou 'n G-pen vas. 'n G-pen, soos die mangaka gebruik. Presies, die klassieke instrument. Dis 'n wonderlike speelse huldeblyk aan die buurt se unieke geskiedenis. Ek is mal daaroor, dis briljant. Goed, dit bring ons by vandag. As jy nou hierdie area sou besoek, watter van daai versteekte skatte wys nog daai unieke karakter van Nagasaki en Tokio? Wel, die materiaal skets 'n prentjie van 'n area wat steeds baie van sy eie persoonlikheid behou het, nie heeltemal deur die moderne Tokio ingesluk is nie. Soos wat byvoorbeeld? Eerstens die winkelstrate, die Shotengai. Name soos Nagasaki, Ginza en Shinamachi Sun Road duik op. Wat hier beklemtoon word is die sterk retro gevoel. Retro, hoe bedoel jy? Anders as baie dele van Tokio, wat nou deur groot kettingwinkels oorheers word, kry jy hier nog baie klein, onafhanklike plaaslike winkeltjies. Dis 'n kykie nou hoe baie woonbuurte vroeg gevoel het, jy weet. Ek hou van daai idee. Enige spesifieke plekkies wat uitstaan? Ja, die bronne lig 'n paar interessante voorbeelde uit. Daar's Mikenet Kuto. Dis 'n winkeltjie wat spesialiseer in retro items en die eienaar is glo 'n voormalige manga-assistent. Weer daai direkte lyn na die verlede. Presies. Dan Matsuba Ramen. Dis glo die plek waar die Tokiwa-so groep gereeld gaan eet het. Regtig? Kan jy jou indink? Jy sit dalk wat Tezuka Osamu sy ramen geëet het. Dis amper 'n pelgrimstog op sigself vir 'n aanhanger, né? Absoluut. Dan is daar ook meer tradisionele plekke wat die buurt sy tekstuur gee. Kongodo Wagashi vir klassieke Japanse lekkers, Meat Amonaya, 'n ou gevestigde slaghuis. Dis hierdie soort plekke wat die buurt sy siel gee. En die atmosfeer in die strate. Die bronne noem die interessante kontras, hierdie lewendige winkelstrate en dan net 'n blok of wat weg, stil residensiële stegies. En daar word selfs melding gemaak van 'n Yakiton-straat naby Shinamachi. Yakiton. Dis mos gebraaide varkvleisstokkies. Korrek. Blykbare straat met talle klein eetplekkies wat daarin spesialiseer. Dit klink na 'n goeie plek om die plaaslike geur te proe. Klink heerlik. En wat van kultuur en geskiedenis, buite die inkope en eetplekke? Vir die historiese en geestelike anker is daardie Nagasaki heiligdom Jinja. Dis duidelik die hart van die gemeenskap. Die bronne noem 'n groot lewendige fees wat jaarliks in September daar gehou word. Goed om te weet. Dan natuurlik die Kongo-in tempel met daai wonderlike manga jizo. Vir die kuns- en manga-liefhebbers, wel die Tokiwa-so Manga Museum en die Kumagai Morikaze Museum is vanselfsprekend. Ja, dis die groot trekpleisters. Maar vir 'n dieper duik in daai plaaslike retro-atmosfeer, stel die materiaal voor jy soek na 'n oudtydse kisaten. Dis 'n tradisionele koffiehuis. Hulle noem Coffee Olive as 'n voorbeeld. Ek hou van 'n goeie kisaten. Of selfs 'n sento en openbare badhuis soos Saito-yu. Dit bestaan glo al sedert 1947. Dis plekke waar jy regtig die polsslag van die buurt kan voel. En as jy net 'n bietjie wil ontspan, 'n bietjie natuur.
Daarvoor word Minami Nagasaki Harappa Park genoem, 'n bietjie groen ruimte. En vir 'n mooi uitsig oor die stad vanaf 'n effense hoogte, onthou die Lang Kaap idee, is daar die Minami Nagasaki tuin. Dit klink regter na 'n buurt met baie lae en karakter. Ver weg van die tipiese toeristevloei, al is dit naby aan die besige Ikebukuro. Het die bronne enige nadele genoem? Een punt wat wel genoem word, is dat die woonstrate redelik nou en kronkelend kan wees. Dit kan navigasie dalk 'n bietjie uitdagend maak as jy nie daaraan gewoond is nie. Soos baie ouer dele van Tokio eintlik. Ja, presies. Maar interessant genoeg, dieselfde bronne beklemtoon dan weer die baie sterk gemeenskapsgevoel en hoe veilig die area oor die algemeen aanvoel. Dis daai klassieke Tokio-dinamiek, bedrywig naby die stasie, maar vinnig rustig en gemeenskapsgerig sodra jy die systrate invaar. Goed, so as ons alles saamvat, Nagasaki in Tokio. Dit begin met 'n naam wat dalk teruggaan na samurai clans, ontwikkel dan 'n laag as 'n bekostigbare hawe vir dromerige kunstenaars, Die Montparnasse-era, word dan die broeiplek vir manga-legendes wat die wêreld sou verower. Tokyo was so. En vandag bied dit hierdie unieke plaaslike atmosfeer met sy eie verstekte hoekies en stories. Dis soveel meer as net 'n naam op 'n stasiekaart. Absoluut. Dit illustreer perfek hoe laaf van geskiedenis 'n plek vorm en betekenis gee, nê. Daai kreatiewe energie van die skilders en die mangaka is volgens die materiaal steeds op 'n manier tasbaar. As jy weet waar om te kyk. Ja, presies. As jy weet waar om te kyk. In die museums, die klein winkeltjies wat oorleef, daardie Mangaizonzo, dis 'n plek wat sy verlede dra, eerder as om dit net af te skud. Hier is dan 'n laaste gedagte vir jou. Iets wat een van die bronne terloops aanraak. Ons het vandag gefokus op die ryk geskiedenis hier in Tokio se Nagasaki, maar die bronne noem dat beide hierdie area en die groot stad Nagasaki in Kyushu Ja, tans massiewe herontwikkelingsprojekte ondergaan. Hulle beskryf dit as eenmal in 'n eeu veranderinge. sjoe, dis groot. Ja. So, die vraag is, hoe dink jy gaan hierdie grootskaalse modernisering, daardie unieke historiese karakter, daai retro gevoel en die versteekte skatte waarvan ons gepraat het, beïnvloed? Is daar 'n manier om te vernuwe sonder om daardie kosbare laag van geskiedenis uit te vee? Is 'n groot vraag. Regtig iets om oor na te dink. Hoe balanseer jy vooruitgang met bewaring, veral in 'n plek met soveel lae? Presies. Iets om oor te pyns volgende keer as jy die minder bekende paadjies van Tokio verken.